Ek het leuns opgemaak sodat ek my ma sleg kan laat lyk. Ek is Kiara, die Here en my ouer familie het my lewe gered. Alles het begin toe ek in my eerste jaar graad 8 was, waar ek kwaad, aggressief geword het teenoor my ma. Ek het my ma begin abuse, want ek wou nie aanvaar het dat ek enigstens verkeerd is nie. Ek wou die hele tyd gehad het dat ek reg is. Meantime was ek nie die hele tyd reg nie. Ek het gesteel van my ouers af. Ek het nudes gestuur vir ander mense, seuns wat in my klas was en wat ek op Facebook ontmoet het. Ek het my ouers baie seer gemaak tydens die laaste 3 jaar. En ek het gedink my verhouding tussen my ouers en my sussie sal nooit regkom nie. En toe ek hierdie Desember by vakansie was, het die Here my baie gehelp om my verhouding met my familie reg te maak. Hy het wonderwerke gedoen tydens ek by die Here is. Terwyl ek by die huis was, het ek nie geleer, maar ek het agtergekom, as jy die hele tyd in die woord is, en jy bid die hele tyd, en jy lees die hele tyd jou Bybel, dan is alles maklik. Maar sodra jy ophou Bybel lees, dan is alles net soveel moeiliker. Maar as jy weer Bybel begin lees, dan is dit soveel makliker. Alles gaan volgens plan, of nie plan nie, maar alles is soveel makliker. En ek het vergifnis gevra van my ma, van hoe ek haar gevloek het, hoe ek haar geskop het, geabuse het, hoe ek haar verhouding met almal in my gemeente gebreek het, waar ek almal laat maak dink dat sy die verkeerde een is. Meantime was ek die verkeerde een. Ek het leuns opgemaak sodat ek my ma sleg kan laat lyk. En meantime was my ma heeltyd daar om my te help, om my na rehab het sy aanhou probeer, het sy aanhou hulp gaan soek. Ek het al 2 keer probeer selfmoord pleeg, maar my ma was heeltyd daar om my te help. Ja, sy was streng, maar dit is part om ouer te wees. As jy nie streng is nie, gaan daar nie dissipline wees nie. En terwyl ek hier by School of Fire is, waar ek nou studeer vir missionary, het ek besef, as my ouers nie daardie strengheid toegepas het nie, en die dissipline geleer het nie, sou ek nie hierso op School of Fire deurgekom het nie. Ek sou nie reg gekom het nie. Maar dit is nie net School of Fire wat jou gaan help nie. Dit is nie net die mense wat jou gaan help nie. Dit is ook die Here. As jy nie die keuse maak om die Here te volg nie, as jy nie die keuse maak om beter te word nie, is alles verniet. Na rehab is, ja, daar's helpvol goeders by rehab, maar as jy nie die Here by het nie, dan gaan niks werk nie. En dis wat ek geleer het tydens alles. Pille help nie, maar as jy wel die gospel vat, dan is alles net soveel beter. En tydens my vakansie het ek baie vergifnis gevra. Ek moes baie om verskoning gevra het, want ek het baie seer gemaak tydens die 3 jaar. Ek het baie verhoudings geshatter, gebreek, verniel, verpletter, op so 'n wyse dat ek nou met my familie ten minste baie beter is, maar dit is nog my gemeente wat ek nog moet om verskoning vra en wys, soos hoorie, my ma het altyd net die hele tyd my probeer help. Sy was nie soos wat ek gesê het, 'n monster of iets nie. Sy is die wonderlikste ma wat ek kon voorvra. Ja, sonder die Here sou ek nie nou by my ma en pa en familie wees wat ek nou het nie. Dit was heeltyd die Here se plan dat ek by die ouers is wie ek nou het.
As dit nie vir die Here was nie, sou ek nou dalk op strate gewees het. Ek sou 'n prostituut gewees het en goeie soos dit. Maar te dank aan die Here het hy my uit sulke donker plekke uitgehaal van my regte ouers en wat hulle gedoen het, het hy die Here my weggevat daarvan. Hy en my familie het my uit sulke donker plekke uitgevat. Wel ek gedink het ek gaan nie uit kan kom nie. En ek kan alles net te danke sê aan die Here en my familie wat my gehelp het. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. So, want toe ek aangeneem was ek 3 en my sussie was 6. Ons regte ouers, ons ken nie ons regte ma ken nie ons regte pa nie. Maar wat ons wel weet is ons regte ma se sussie het na ons gekyk en hulle het dwelms gedoen en gerook en gedrink en goeters. Ek self weet nie alles wat aangaan het daar nie, my sussie weet, maar sover ek weet was dit net baie donker plek. My regte ma was 'n prostituut, sy het dwelms gedoen, sy was in die tronk, maar die Here het my daar uitgehaal en my nuwe ouers gegee waarvoor ek baie dankbaar is. En as die Here my nie daar uitgehaal het nie, waar ek was nie, sou ek my sussie in prostitusie gewees het, ons sou dwelms gebruik het, ons sou alkoholiste gewees het en goeters. Nes ons regte ouers, maar die ouers wat ek nou het, soos my ma altyd vir my vra, as ek dink aan ma, aan wie dink ek eerste? En dan dink ek nie aan my regte ma nie, ek dink aan my ma wat ek nou het. Volgens my, dink ek die ma wat ek nou het, is my regte ma. Baie mense sê al klaar dat ek my sussie lyk nes my ma wat ek nou het. En daar's niks wat my sal laat twyfel om te dink, my ma wat ek nou het is my regte ma nie. En is alles te dank aan die Here ook. Hy het my en my sussie daar uitgehaal. Uit 'n donker plek uit. So my eerste jaar graad 8 het ek op Facebook gegaan. Ek was op 'n online skool want my graad 7 skool waar ek was, hulle het gesê ek gaan dit nie maak in 'n regte skool nie. Ek gaan nie kan cope met die goeters nie. Ek gaan heeltyd stront aanjaag en goed. En ek gaan baie maklik in peer pressure ingaan en goed. So toe sit hulle my op 'n online skool. En my eerste jaar graad 8, soos ek sê, het ek op Facebook gegaan. Daar het ek 'n ou ontmoet op Facebook, 'n Indian ou. Hy het gesê hy was 16, maar hy was nie. Hy was baie ouer. En toe vra hy nou vir kalfoto's en goeters, toe stuur ek. En hy het vir my gestuur en goed. En toe vind my ma uit daarvan. En in plaas van om te sê, ja, dit was so, ek is jammer, ek was verkeerd. En goeters en aanvaar dat ek verkeerd was, het ek alles op my ma gesit. Ek gesê nee, is my ma se skuld. Ek het ook myself gesny daarna en gesê nee, is my ma se skuld want ek was kwaad vir haar. Meantime, ek was nie kwaad vir haar nie, ek was net kwaad vir myself. Ek wou nie aanvaar dat ek is in 'n situasie waarin ek was as gevolg van my nie. Ek wou nie aanvaar ek was verkeerd nie. My tweede jaar graad 8 was ek by 'n rehab ding. Daar het ek geoverdose toe ek uitkom. En want ek was
hartseer kan ek sê oor 'n kat, oor my kat wat dood gegaan, moes uitgesit het, want hy het gelei en goed. Toe sê ek nee, dis my ma se skuld want my ma het hom doodgemaak. Meantime, weer eens was ek wou nie aanvaar dat my ma eintlik die goeie een is nie. Ek wou nie sê aanvaar dat my ma die wonderlikste persoon en ouer is, my ma en pa die wonderlikste ouers is wat 'n mens kan kry nie. Ek was kwaad vir myself. En daar was demone in my wat my maak dat ek gerebel het en heeltyd hierdie kwaad, hierdie haat het. En toe ek huis toe gaan, sê my ma, sy sien nie meer daardie haat, kyk in my oë wanneer ek haar gegee het, sy sien nie meer daardie haat nie, vandat ek hier is en terug is vir die Desember, sy sien nie meer daardie haat nie, en dan my private maatskappywerker, die tannie, sy het my ouers gehelp om my en my sussie by my ouers nou te kry, en sy self het gesê, vandat ek hier is, ek lyk ligter, ek lyk asof ek gevind het wie ek is, want al die tyd het ek nie geweet wie ek is nie, ek nie geweet waar ek inpas nie, ek wou uitvind waar ek is, maar nie in Jesus nie, ek het goeders gesoek wat ek by ander mense, wat ek net by die Here kon kry, ek wou myself gemaak het wie ek gedink het ek is, in plaas van net om te aanvaar en ervaar dat die Here my gemaak het, die Here het 'n plan vir my, die Here het my gesit waar hy my wil hê. En ek was net baie rebels en goeders en dit het maar net alles veroorsaak van waar ek was, waar ek vir die laaste 3 jaar my ouers hel gegee het, kan ek sê. Hulle het alles en al vermoë geprobeer, na alles wat ek gedoen het, van skop, vloek, boelie, mens kan amper sê ek het hulle geabuse, en hulle die skuld gegee vir alles, meantime is ek net ervaar, hoorie, ek's verkeerd, en ek moet aan myself werk, en gelukkig het my ma my hiernatoe gebring, en vandat ek hier is ek baie beter, ek het alle duiweluitdrywing op my gedoen, en van daardie dag af is ek ook beter. Ek het die eerste keer in tale gepraat in November, en van toe af kon ek glad nie meer vloek nie. 'n Vloekwoord kon nie oor my lippe gaan nie, sonder dat ek dink, nee, ek moenie, so kom ons los dit. Sonder die Here en my familie kon ek nie nou weet waar ek nou is nie, en ek is dankbaar vir alles wat my ouers gedoen het. Ek dink die Heilige Gees het my oorgevat. Die Heilige Gees het my laat bid oor, ek weet dalk nou nie presies wat nie, maar ek weet die Heilige Gees was daar. Die Heilige Gees het my oorgevat en my laat bid in tale dit het my so goed laat voel toe ek in tale bid. Nie net oor ek kan tale bid nie, nee, maar ek het vreugde gevoel, ek het hierdie vryheid gevoel, ek het liefde gevoel, hierdie liefde ervaar wat ek nie kan beskryf nie, onmenslike liefde wat net van die Here en ja, die Here Jesus kan van kom. Ek het dit ervaar en ek kan net sê die Heilige Gees was daar, daardie aand. Ek het die pyn, terwyl ek by Desember was, ek het ook voorheen gesien by getuienisse wat ek gesien het, gehoor het, en goed, het ek gesien, daar was mense wat nie eens helfte gedoen het wat ek gedoen het nie, en hulle ouers het hulle afgeskryf. Dit in my maak ding, nou hoekom het my ouers dit nie gedoen nie? Antwoord is, die Here was daar, maar nie net dit nie, hulle was lief vir my, hulle was nie die monsters wat ek uitgemaak het, hulle was nie. Ek het die pyn gesien wat ek aan hulle veroorsaak het, ek het gesien hoe hulle so in pyn was en moedeloos was, maar nog steeds aanhou probeer het, en die feit dat ek altyd wou weet wie ek is, maar nooit geweet het nie, maar dat ek nou die Here het, dit het my ook help verander, en my motiveer om te verander, om my gesin, my verhoudings met my familie en die Here reg te maak.
The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Ek kan niks onthou wat in my regtehuis gebeur het nie. Ek kan nie onthou enige iets onthou nie. Behalwe van die hoofstukke wat ek al van gehoor het van die dwelms en goeters en wat met my ander 2 boeties gebeur het wat ek nie eens van weet nie of geken het nie, maar gehoor het. Ek kan sê dat dit dalk 'n faktor in het, maar ek kan niks onthou nie. Dit is dalk binne my unsubconsciously. Dit is daar, maar ek steur myself nie daaraan nie en maar vandat ek nou hier by die Here is, kan ek sê het hy geopenbaar dat ja, daar is hierdie faktor van verwerping wat daar was, maar dit maak nie saak of ek aangeneem is of nie, solank ek by familie is wat hy vir my gegee, die liefdevolste, die wonderlikste familie wat 'n mens kan voorvra is en by hom is, maak dit nie saak of jy aangeneem is of nie. Dit maak saak van die liefde wat jy ervaar, van jou familie af en van die Here af altesaam. Net omdat jy kwaad is, net omdat jy voel alles is almal anders se skuld, beteken nie dit is nie. Dit beteken nie dis die punt waar jy nou moet opgee nie. Dit beteken nie dat alles suid gaan nie. Dit beteken slegte goeders gebeur met goeie mense, nie omdat hy die Here wil hê moet gebeur nie, omdat jy dit toelaat om te gebeur. Jy laat oop deure oop in jou geestelike lewe en dan kom daardie negativiteit in en dan laat jy slegte goeders met jou gebeur. Maar as jy by die Here bly en heeltyd by die Here se voete is, die woord invat, jou getuienis lewer, jou alles vir die Here gee, jou hart en bekeer en doop en alles, dan is alles soveel makliker. Net omdat jy kwaad is, hartseer is, beteken nie jy moet alles eindig nie. Net omdat jy in 'n slegte agtergrond afkom, beteken nie jy moet alles opgee net vir dit nie. Net omdat jy voel jy is kwaad en jy wil almal anders se lewens hel maak, beteken nie jy moet nie. Jy moet net by die Here gaan sit, vergifnis vra. Jy moet hom vra in gebed om, hoorie Here, asseblief help my hierdie frustrasie, hierdie jaloesie, hierdie kwaad, hierdie hatred, alles weg te vat, Here, want ek weet dis nie 'n gees van U nie, dis 'n gees van die duiwel af, Here. En dan moet jy net by die Here wees en hom teen alle tye aanvaar en alles. Ek het op 'n uitreiking het ek gelees by 'n oom in Kimberley. Op sy yskas was daar 'n quote: "If you keep on complaining about the world, you're praising Satan for his works. But if you keep on rejoicing, even through bad times, you're praising God for his works." En dit het my laat dink, jy moet ophou moan en kla en moedeloos wees, want dan eer jy vir Satan en Satan is 'n verwoester. Hy verwoes jou lewens. Hy's daar om te skeer, te breek en seer te maak en dood te maak. Die Here is daar om jou liefde te gee, om jou op 'n beter plek en verhoudings te kan fix. Dis waarvoor die Here is. Hy's daar vol liefde, genade,
Maar as jy met hom mors, dan bring jy dit tot jouself. So jy moet net by die Here bly en aanhou probeer en probeer. Maak nie saak hoe moeilik dit word nie. How deep the Father's love for us, how vast beyond no measure, that He should give His only Son. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.